Ek weet, jou batterye is soms pap, leeg gebruik deur al die moeilike goed wat jy moet doen. En ek weet, jy soek 'n plek om gereeld jou batterye te herlaai, nie net jou selfoon iewers in te prop, sodat dit weer 'n dag kan werk nie. Mens het twee goeders nodig om jou in jou lewe gelukkig te maak. Die een is 'n roeping wat vir jou regtig energieer, wat jou lus maak om dit te doen. En die tweede is die energie om dit te doen, wat batterye laai insluit. En albei hierdie goed kry jy by Jesus. Kom ons praat oor al twee die goeders. Roeping. Weet jy, in Johannes 4 sê die Here op 'n stadium vir die disippels, kyk daar, die landerye is ryp vir oes. Wat daar gebeur het, Jesus het met die Samaritaanse vrou gesels, en sy het ontdek, hier is 'n spesiale man, en sy hardloop stad toe, sy vertel vir die mense, hy is dalk Christus, en hulle kom so in 'n groep uitgestap, en toe hulle so nader stap, toe sê Jesus vir sy disippels, dis ons oes. Ek wil graag hê mense moet nes hierdie Samaritaanse vrou, almal weet ek is die Christus, by my krag en lewensdoel en verlossing kry. Dus, julle taak is om te oes op my plaas. En kyk, hier is die oes, maar dis julle roeping. Dis nie net genoeg dat ek alleen in die Here glo nie. Maar as hy my koning is, en ek wil hom dien in my werk, en my mense by die huis, soos ek koning wil hê, gelukkig maak, en in die kerk voluit gaan, is dit stap nommer 1, maar daarna moet ek ook ander mense by die Here kry, as oes wat vir die Here ingesamel het. Ons roeping is op die Here se plaaswerk te doen. In die energie, waar kry mense energie? Die energie kry jy ook by die Here, maar sy afleweringspunt meestal is jou kerk. Die Here wil hê jy moet na jou kerk toe gaan en daar jou batterye gaan herlaai, sodat jy weer energie het om plaaswerk te doen in sy koninkryk. En dis my roeping as dominee, en dis die kerk se roeping. Almal wat by die kerk betrokke is, wil hê, dis waar mense hulle batterye moet kom herlaai. Maar, daar's 'n belangrike ding wat ek vandag wil vra. En dit is dat ons moet reg dink oor die batterye herlaai. Reg dink oor die kerk, waar ons moet ons krag kry vir ons plaaswerk vir die Here. En vir daardie doel wil ek 'n gelykenis vertel, 'n moderne gelykenis. Die Here het baie gelykenisse gebruik. Ek sê, kyk na 'n herder, en hy het die storie vertel van die barmhartige Samaritaan op 'n pelgrimsreis. Die gelykenis wat ek wil vertel, het iets te doen met 'n plaashuis en 'n klubhuis. Klompie jaar gelede kuier ons lekker naby Baaklie Oos in hierdie pragtige ou 100 jaar oue sandsteen plaashuis, heerlik warm, maar ons ry toe ook na die klubhuis, die buiteklub, die country club, waar die mense lekker kuier. En al twee hierdie is plekke waar jy jou batterye kan herlaai. Wat kry jy by 'n klubhuis? By 'n klubhuis kom mense, hulle kuier, hulle gesels, hulle praat oor rugby en hulle geniet vriendskap en hulle bestel iets om te eet of te drink en hulle eet lekker, hulle word bedien en hulle gaan dalk nogal bietjie met energie, batterye laai hulle huis toe. Maar ek wil sê, wat gebeur by 'n plaashuis? Nie 'n klubhuis nie. 'n Plaashuis is baie beter. Daar kom die mense ook huis toe. Elke dag, nie net naweke nie. En hulle kry daar warmte en kos en liefde en familiemense, maar dis kos wat hulle self maak. Dis skottelgoed wat hulle self was, en dan beplan hulle saam oor môre se plaaswerk op die Here se plaas, en dan gaan slaap hulle, en as hulle opstaan, is hulle batterye gelaai. Watter een is die beste, die klubhuis of die plaashuis? Ek wil vir jou sê, die kerk moet soos 'n plaashuis wees.
Ek is nogal bang as mense die kerk beskou amper soos 'n klubhuis waar ek heen kom en ek is moeg, dit verstaan ek. En ek wil bedien word, dit het ook waarde. Maar die predikant en die musiekspan en die jeugspan is die kelners wat vir my moet bedien en hulle moet nogal goed wees, want as hulle nie goed genoeg is nie, gaan soek ek 'n ander klubhuis, 'n kerk waar ek beter bedien, waar ek kan sê, ek het meer vandag hier gekry. As 'n mens dit doen, is jy nogal 'n bietjie soos 'n gas. Soos 'n kuiergas, iemand wat bedien wil word. En dit is iets wat snaaks nog nie jou die meeste gelukkig maak om net te sit en te bestel en te ontvang nie. Wat beter is en wat vir mense regtig gelukkig maak, is wanneer jy by jou kerk as 'n plaashuis uitkom. Plaashuis het nie 'n klomp gaste en kliënte nie. Hulle het 'n familie. En in 'n familie doen almal iets. Hulle almal werk, hulle kry liefde, hulle gee liefde. Ek word nie bedien alleen nie. Soms sit ek en ek ontvang, maar baie keer staan ek op en ek doen die bedieningswerk en ek werk hard by my kerk. En daardie werk gee vir my vreugde. Want ons is 'n familie, ons het 'n groot roeping en hierso kom herlaai is ons batterye. Ek wil hê jy met jou kop dalk so swaai en sê, hierdie kerk van my, kerk wat ek al jare by is en baie lief voor is, ek wil dit beskou soos 'n plaashuis, 'n familietuiste, 'n plek waar ons nie bedien word nie, maar mekaar bedien. Waar ek soms gee, soms ontvang. En selfs die gee energeer my. Dit laai my batterye, want dit gee vir my inspirasie om die Here in werk, in huis en waar ek ook al in die koninkryk is, te wil dien. En dis my uitnodiging vandag vir jou. Kyk met so 'n bietjie ander oë na jou kerk. En kyk 'n bietjie met ander oë na die bediening en dan vat jy jou roeping. Hy het gesê, ek en jy almal is werkers op sy plaas. Ons is 'n familie wat hierdie plaas gaan vol 'n goeie oes laat lewer. En ons gaan daar dit vir die Here doen. En die energie kom haal ek elke Sondag. By elke byeenkoms iewers in die week ook. En as ek gee en ek ontvang, dan word my batterye gelaai. Ek hoop dat in jou kerk, jyself, nooit 'n niksdoener sal wees nie, maar 'n versorger, wat mekaar versorg. Ek dink 'n plaashuis is lekkerder as 'n klubhuis. Ek wil hê jy moet elke keer gaan, elke geleentheid benut en jou kerk omskakel in die kragbron vir ons roeping, oes mense vir die Here. Kom ons bid daarvoor saam. Hemelvader, dankie dat U na die aarde toe gekom het en begin het om mense in te samel. En het vir ons ook ingesamel. En nou is ons deel van U plaashuis se familie. Gee vir ons die roeping wat ons raak sien, dat ons weet ons moet die wêreld vir U wen. En Here, gee vir ons die krag. Herlaai ons batterye. Ons moet bely, ons is partykeer sommer net moeg en opgebruik. Help vir ons dat ons iewers, wanneer ons in die aand by U sit en praat, op 'n Sondag met mekaar praat, weer voel hoe my batterye herlaai word en ek kan lewe tot U eer. Ons bid daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek hoop, jy gaan weer met nuwe visie. Jou batterye Sondag herlaai, by jou gemeente herlaai,
om vir die Here op sy plaas 'n goeie oes in te bring. Seënwense.